Goeiemôre en baie welkom by die Ewediens van die NG Gemeente Denysville op Sondag 12 Julie 2026, Kalishiel. Ons skriflesing 2 Timoteus 1 vers 3 tot 11. 2 Timoteus 1 vers 3 tot 11. So ek lees in ons Skipper nuusbrief 'n getuienis van iemand wat skryf dat sy net te besig was. Haar lewe was oorvol. Sy het nie tyd vir ekstra dinge gehad nie. En dit was so. En toe ontdek sy hoe die seilboot by haar hawe invaar en sy besef, almal is besig. En daar is besige mense wat hulle self uitsit vir die Here. Wat hulle seile span en die wind van die Gees en die seile laat bol en God hulle nuwe koers laat gee. Ons leef in besige tye en ons leef in tye waar die druk teen die kerk van Jesus Christus toeneem. In ons land is daar al ewig negatiewe berigte in die koerante en dwarstrekkery en daar is mense wat lou raak en wegraak. In ander lande, selfs hier in Afrika, word gelowiges vermoor oor hulle in Jesus glo. Paulus se tyd was nie anders nie, dit was ook so. Paulus het seerkry geken. Op sy dag het hy dit uitgedeel, maar ook baie kere na sy bekering was hy aan die ontvangkant gewees. En dit, net omdat hy in Jesus geglo het en vir ander van Jesus vertel het. Lukas sit hy by die skryf van hierdie brief, weer in die tronk, oor sy geloof. Timoteus het onder Paulus gewerk, en met Paulus in hegtenis geneem, en in die tronk gestop, voel Timoteus nou die druk erg. Hy dreig om te knak, hy wil handdoek ingooi, en Paulus herinner hom nou aan 'n klomp feite oor sy lewe. Paulus moedig vir Timoteus aan om weer sy geloof soos 'n vuur aan te blaas. Paulus skryf dinge soos, God se Gees maak ons tog nie lafhartig nie. Die Heilige Gees vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Met ander woorde, Timoteus, jy is nie so alleen soos jy dink nie. God is by jou. Die Heilige Gees werk in jou en met jou. Kom ek maak dit prakties vir ons, met iets wat regtig gebeur het. En ons eerste punt is, voltooi jou gestuur wees. Dis Mexico City 1968 waar ons storie begin. Dit was die Olympiese Spele daardie jaar in Mexico en die afsluitingsseremonie was pas afgehandel. Die toeskouers en die atlete was besig om hul goedjies bymekaar te kry om huis toe te gaan. En die aankondiger sê, nee asseblief, sit net weer. En die mense kon sien, kom polisiemotor fietsen met hulle blou ligte aan en hulle begelei iemand na die stadion toe. Wie dit ook al was, hy het stadig en swaar beweeg. Dit was die laaste item van die Olympiese Spele, die mans marathon en die aankondiger gesê, dis die laaste atleet wat inkom. Hy moes nog net sy laaste rondom die baan te kom voltooi. Die ironie was, almal het gedink, die marathon is oor. Die Spele ook. Die laaste atleet, volgens hulle, het al 'n uur of 3 terug klaargemaak. Die medaljes is al oorhandig. Wat gaan aan? En toe hy stadion binnekom, toe kon jy sien, hy is erg beseer. John Stephen Akhwari, die atleet, hy was van Tanzanië, het om die baan begin hardloop. Hy het aan die begin van die wedloop lelik geval, so ek het reg sy kop gestamp, sy knie definitief seer gemaak, en die atleet het boonop ook so met die val oor hom gehardloop. Hy was 'n goeie marathon atleet, moenie 'n fout maak nie. Maar daar was hy nou besig om sukkel sy wedloop te voltooi. Kyk, die skare het mal gegaan. Hulle het vir hom toegejuig en aangemoedig. En mense dink hy is besig om die marathon te wen. Toe Akhwari oor die eindstreep is, het hy mekaar gesak. Die mediese beamptes het hom hospitaal toe gevat. Die volgende dag kon hy met die media praat en hulle wou weet wat het gebeur en hoekom het hy aangehou hardloop na die lelike val. Hulle het gemeen, daar is nie 'n medalje vir klaarmaak nie. Sy antwoord, en dis in Engels, ek haal hom aan, My country did not send me over 11,000 kilometers to start a race.
They sent me over 11,000 kilometers to finish one. Die storie help my om iets basies van my verhouding met God te verstaan. Jesus het nie sy lewe aan die kruis opgeoffer om ons sondes se straf te dra, net sodat ons geloof op ons goed om te doen voor ek dood gaan lysie kan afmerk nie. God het jou nie geroep net sodat jy tot geloof kan kom nie. God het jou gered en geroep om aan hom toegewy te wees, om te leef vir 'n veel groter saak as jouself, vir hom, sodat sy koninkryk kan kom. God het ons geroep om elkeen 'n sleutelspeler in die koms van sy koninkryk te wees. Tweede punt, onttrek, bedank, dis nie 'n opsie nie. Jou keuse vir God, jou keuse om jou lewe vir God te gee, is net die begin van die pad. Die wegspringpunt. Dit is nog lank nie die eindpunt nie. Jy sou nog kon tou opgooi langs die pad. En tou opgooi gebeur as jy vergeet hoekom God jou gered en geroep het. Want dan begin jy vir jouself leef of nog erger, begin jou bloot te oorleef. Tou opgooi kom wanneer jy val. Wanneer slegte goed gebeur. En jy dink vir wat? Begin jy dink maar my lewe is nutteloos en ek kan nie 'n verskil maak nie. Dan leef jy 'n lewe sonder krag. En die voorbeeld wat ander by jou optel, wat jou kinders by jou oorerf, is een van 'n nuttelose lewe. Sonder krag. Sonder om iets positiefs te verander. God het ons gered en geroep om aan hom toegewy te wees. Die doel van al die genade was dat ons kan wees wat God ons van begin af bedoel het om te wees. God se verteenwoordigers. Iemand wat vir die mense om ons wys hoe God ons ten goeie verander. Red en help. Ons is gered om onder andere God se liefde teenoor ander te leef. En daarom het God ons elkeen met krag en liefde en selfbeheersing gevul. Selfbeheersing, want op jou tande byt oor wat ander sê en doen, dit gebeur baie. En dan moet ons soos God steeds met liefde op die seerkry reageer. God se oë is op jou. Soos derde punt. Daar is nie 'n plan B wat God kan inspann as ons faal nie. Nee. Ons is die plan. Hoor jy dit? Daar's nie 'n ander plan as ons opslip nie. Ons is God se plan vir Denysville, of waar ook al jy bly, Valmarina. Daar's nie 'n plan B wat God kan inspann as ons faal nie. Ons moet God se lig laat skyn. Ons is verantwoordelik. Ek en jy, gevul met die Gees, en die Gees gee krag, liefde en selfbeheersing. En ons moet saam mense inspireer om brandend, vuurwarm vir die Here te leef. Paulus wil vanoggend met hierdie brief vir jou en my sê, onthou hoekom jy leef. Onthou hoekom God jou gered het. Ek het iewers gelees, Viktor Frankl in een van sy boeke, daar in die Duitse gevangeniskampe, in die strafkampe, daar in die Tweede Wêreldoorlog, hy het gesê, deur 'n rede te hê, 'n doel vir sy lewe, is hoe hy oorleef. Hy bly hoop op iets groters as hy self, en hy daardie hoop gebruik om hom deur elke dag te dra. En elke dag iets moois te probeer raak sien. Daarmee saam met hy die vraag, wat is die sin van die lewe vir my? Verander. In watter sin gee ek aan die lewe? Watter sin, watter betekenis bring jy na hierdie gemeenskap? Nie watter sin het die lewe vir my nie, watter sin gee ek aan die lewe, aan die gemeenskap? Watter nut het jou bekering, het jou geloof en liefde vir Jesus, vir die res van die gemeenskap waarin jy bly en werk? Vanuit hierdie brief sou ek sê dat Jesus sê, ek het jou gered en jou geroep, om jou en my toe te wy. Ek het jou gered sodat jy vir my kan leef en my sigbaar kan maak vir alle mense. Ek baseer dit op vers 9. Ek het jou gered om jou lewe toe te wy aan die doen van goeie dade. Daarvoor het ek jou bestem.
Efesiërs 2 vers 10. Dit is die doel van jou geloof. Nie maar om net weg te spring as gelowige nie, maar om die wedloop te voltooi as iemand wat daarop ingestel is om goed te doen, waar ook al jy is. Dit is hoekom God ons gewette nuut gemaak het, sodat ons goeie dade kan doen, 'n verskil in mense se lewens kan maak. God het nie sy seun gegee net sodat ons kan aantref vir die wedloop van geloof nie, maar sodat ons die wedloop van geloof kan klaarmaak. Paulus het 'n mooi beeld. Hy sê, blaas jou geloof soos 'n vuurtjie weer aan. Raak betrokke, bid, bestudeer die Bybel, vra God om jou te help, dat jy hom werklik kan verteenwoordig. Ag, dink daaroor, as jy 'n potjie saam met jou gesin maak en die kole raak min, dan haal jy nie die pot van die vuurtjie af, jy sit hom daai een kant en begin jy weer vuur maak en wegkry nie. Nee, jy blaas die vuur onder die pot aan. Jou kosmakery gaan aan terwyl jy die vuur aanblaas. Dit is nie vir eers my lewe wegkry en dan sal ek vir die Here skyn nie. Nee, jy skyn terwyl jy jou geloof weer aanblaas. Jy is lig terwyl jy die vlamme blaas. Die Here het ons nie gered en geroep sodat ons net kan wegspring nie, of na ons eerste harde val ophou nie. Hy het ons gered en ons geroep om aan hom toegewy te wees en die wedloop klaar te maak. Here ons God, help ons om die wedloop van geloof klaar te maak. Help ons om, soos Paulus vir Timoteus skryf, die kole van ons geloof, die vuurtjie van ons geloof weer aan te blaas. Laat dit helder, warm kan groei en lig en hitte vir ander kan afgee. Help ons om ons seile te span volgens die wind wat U gee en te doen wat U vra. U Heilige Gees het ons gevul met krag, liefde en selfbeheersing. Help ons om daaraan vas te hou, dit te besef en te leef. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van sy Heilige Gees, is en bly met u elkeen. Amen.